om te dink dat dit alles begin met die belydenis. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Turkye, die land van oud en nuut, van moderne en antiek, die kombinasie van die twee en Bybelse Klein-Asië. Baie keer as mense toer of rondreis, dan besef hulle nie dat Turkye is regtig die Klein-Asië van die Bybel. En as jy mens oor Klein-Asië dink, dan gaan jy ver terug. Jy gaan na Paulus se sendingreise, jy gaan na die 7 gemeentes van Openbaring, jy gaan na die briewe van Galasiërs, jy gaan na die briewe van Petrus, jy gaan na die hele Kolossense brief, die hele brief van Efesiërs. Jy ontsluit die Nuwe Testament in so groot mate. 'n land van oud en nuut, 'n land wat getuig van ou waarheid, wat vandag steeds 'n waarheid is, wat in die toekoms steeds bekend moet wees. Kom ons oordink so 'n bietjie die land van oud en nuut. Ons dink so 'n bietjie die Bybelse Klein-Asië. Ons ry so 'n bietjie op die voetspore van Paulus en die 7 gemeentes van Openbaring. In Lukas 2 vers 6 lees ons dat die dae vervul was dat Jesus gebore moes word. Hierdie manier van praat kom op 'n paar ander plekke in die Nuwe Testament ook voor. Ons lees in Lukas 2 vers 6, terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. Wat het die Bybelskrywers daarmee bedoel en wat wil die Bybel vir ons daarmee leer? As ons na die geskiedenis van godsdiens kyk, dan staan die Christen geloof tussen die ander godsdienste van die antieke wêreld uit. Die meeste volke het 'n klomp verskillende gode aanbid, terwyl Christene een God, sonder offers, sonder tempels of sonder priesters aanbid het. Die meeste van die ander godsdienste bestaan egter nie meer nie. Hoe dit gebeur dat geloof in Jesus Christus as die enigste saligmaker so groot impak gemaak het? Natuurlik is die maklike antwoord dat God dit so laat gebeur het. Ons moet versigtig wees om nie te vinnig met hierdie antwoord tevrede te wees nie. Ons moet hoër kyk, ons moet dieper delf en ons moet meer sien, sodat ons in groter verwondering voor God kan staan. Die rol wat Klein-Asië in die verspreiding van die evangelie gespeel het, word dikwels misgekyk. Gaan kyk ons na 'n kaart van die Romeinse Ryk, dan sien jy baie gou dat daar maar 2 relatief maklik hanteerbare kruisings tussen die ooste en die weste was. Beide hierdie kruisings lei na Klein-Asië. Een aan die noorde kant van die see van Marmara en die ander aan die suidweste kant. Die see van Marmara het dus gedien as 'n skakel tussen die Middellandse See en die Swart See. Die een kontakpunt is waar die hedendaagse Istanbul vandag is. Tot en met die 4de eeu was dit as Byzantium bekend en toe later van die 4de eeu af as Konstantinopel. Die ander was aan die suidweste kant van die see van Marmara, waar 'n mens die straat van Dardanelles moet oorsteek. Byzantium, of soos later genoem Konstantinopel, was 'n heel wat makliker opsie en dit is juis hoekom die enorme metropool al vir duisende jare op die brug of die isthmus tussen die ooste en die weste floreer. Daar het dus 'n groot klomp verkeer van oos na wes en weer van wes na oos deur daardie gebied beweeg. Ons kan inderwaarheid sê Klein-Asië was die ontvangskamer van die ooste. As gevolg hiervan het dit 'n belangrike rol in die verspreiding van die evangelie veral na die weste gespeel. Die oomblik wanneer handelaars of trekarbeiders of soldate van die weste hier in die ooste aangekom het, moes hulle deur Klein-Asië beweeg. En daar het hulle dan met die evangelie te doen gekry. Natuurlik het mense uit Klein-Asië ook na die weste gegaan en dan het sommige van hulle die evangelie met hulle saamgeneem. Reeds met die grondlegging van die wêreld het God begin om Klein-Asië vir hierdie taak voor te berei. Daardie kruispunt tussen oos en wes is mos nie toevallig daar geplaas nie. Tog moet ons ook dink en raak sien dat die Here veel meer gedoen het. Ons ken die geskiedenis van die Israeliete. Dit word vir ons in die eerste boeke van die Bybel beskryf, hoe hulle die beloofde land ingetrek het en hoe hulle sowat 1000 jaar voor Christus baie invloedryk geraak het. En onder koning Dawid en later koning Salomo
was hulle eintlik 'n toonaangewende volk daar in die Midde-Ooste. En hulle was veral bekend vir hulle geloof in een God, een Here, die verbondsgod, die God van Israel. En natuurlik ook hulle gehoorsaamheid aan hom, hulle verbondsgehoorsaamheid. In ongeveer 933 voor Christus het Israel in 2 koninkryke geskeur. Die 10 noordelike stamme het die Noordryk gevorm en die 2 suidelike stamme die Suidryk. Die gevolg was dat Israel sy eens magtige invloed en welvaart verloor het. In 715 voor Christus is die noordelike koninkryk deur die Assiriërs vernietig en het hulle met die heidene geassimileer. Dis geen verrassing nie. Israel se unieke identiteit was op hulle verhouding met God gebou. Omdat hulle die basis van hulle identiteit verwerp het, is dit 'n logiese gevolg dat hulle hulle identiteit sou verloor. In 597 voor Christus is die suidelike koninkryk deur die Babiloniërs oorgeneem en koning Nebukadneser het die mense na Babilonië verban. Anders as die Noordryk het hulle verhaal egter nie tydens die Babiloniese ballingskap geëindig nie. Toe hulle dekades later in 538 voor Christus toegelaat is om weer na Palestina terug te keer, het verskeie groepe Jode hulself reeds in verskillende dele van Mesopotamië gevestig. Die gevolg was dat hulle besluit het om nie terug te keer nie. Ander het weer na Egipte verhuis. Hierdie verspreide groepe Jode het destyds as die diaspora bekend gestaan. Later was die diaspora nie meer tot Mesopotamië en Egipte beperk nie. Joodse gemeenskappe het in Noord-Afrika, Iberië, of vandag se Spanje, en Klein-Asië gevestig, telkens met 'n eie sinagoge as die middelpunt van die gemeenskap. Hulle was steeds godsdienstig aan Jerusalem en die tempel verbind, maar hulle het in selfstandige gemeenskappe met hulle eie identiteit ontwikkel. Die vroegste bewyse van Joodse nedersettings in Klein-Asië is daar by Sardes. In die boek Obadja het ons net 1 hoofstuk, daar by vers 20 word verwys na Jode wat in Sefarad gaan woon het, omdat Jerusalem deur die Babiloniërs verwoes is. Ons kon reeds bevestig dat Sefarad vandag beter bekend staan as Sardes. Dit beteken dat daar reeds so vroeg as 587 voor Christus, ongeveer 600 jaar voor Christus, 'n Joodse gemeenskap daar gevestig was. Geleidelik het daar 'n groter netwerk van Jode wat al verder deur die bekende wêreldstrek ontwikkel. Hierdie proses is egter in 204, 205 voor Christus op 'n besondere of baie interessante manier versnel. Hoewel die Here geen profete in die 400 jaar voor die aanvang van die gebeure in die Nuwe Testament gestuur het nie, beteken dit nie dat God stil of passief was nie. In 204, 205 voor Christus het Antiochus III sy Lydiese satrap, dit is 'n goewerneur met die naam Zeuxis, opdrag gegee om 2000 Joodse gesinne in Lydië en Frigië te vestig. Nou hoekom? Omdat die inwoners van daardie gebiede baie opstandig en moeilik beheerbaar was. Die antwoord was om bykans 2000 Joodse gesinne daarheen te verplaas en dan seker te maak dat hulle welvarend is en dat dit met hulle goed gaan. Die Joodse koloniste het allerlei voordele geniet. Ons het gehoor dat hulle 'n gratis reis na Klein-Asië gekry het, dat hulle kosher vleis of rein vleis gehad het, dat hulle godsdiens vry kon beoefen soos wat hulle wou, dat hulle toegang gehad het tot 'n sinagoge, dat daar vrystelling was van militêre diens en daarbey saam 10 jaar vrystelling van belasting. Hulle het ook gratis grond gekry en solank as wat daar nie oes was nie, is daar vir hulle koring voorsien. Die immigrante het uit Babilonië na die weste van Klein-Asië gestroom en duisende het hulle daar gaan vestig. Die Jode het nie op hulle laat wag nie. Waar hulle vroeër 'n klomp slawe was, het hulle gou ontpop in welvarende handelaars en boere. Welvarende Joodse gemeenskappe het ontstaan en hulle die guns van die plaaslike bevolking geniet. Die Jode het mettertyd selfs deel van die plaaslike regering geword. Dit is baie interessant in die ruïnes van die sinagoge van Sardes wat in die jaar 200 na Christus opgerig is daar 'n aandenking ter ere van 9 skenkers gevind wat bygedra het om die sinagoge te bou.
Ons verstaan dat hierdie 9 skenkers ook dan nou juis Jode was. Hierdie 9 skenkers was dan ook op die plaaslike stadsbestuur. In sy wysheid het die Here dus 'n uitgebreide netwerk van Joodse gemeenskappe reg deur hierdie belangrike landstreek laat ontwikkel. En waar die Jode ook al in groter getalle gevestig het, daar het hulle 'n sinagoge gebou, en waar daar 'n sinagoge was, kan ons seker wees het hulle groot moeite gedoen om die wet en die profete te bestudeer. Nou verstaan 'n mens waarom Paulus op sy sendingreise eerste na die sinagoge toe gegaan het. Daar het hy aansluiting gevind by die mense wat die Ou Testament geken het, en Paulus, self ook 'n Jood, kon hulle uit hulle Bybel van Christus leer. Op daardie stadium het die Here dit al reeds so bepaal dat daar 'n versameling boeke was, 'n versameling boeke wat ons vandag ken as die Ou Testament, en dat daardie boeke wyd gelees was ook en bestudeer was in bykans elke sinagoge was dit te vind gewees, en kon die apostels toe hulle in daardie sinagoge kom, die apostel Paulus veral, hy kon daardie boeke gebruik om die evangelie te verkondig, en dit is 'n geleentheid wat hy met albei hande aangegryp het. Wanneer ons oor die volheid van die tyd praat, is daar egter nog 'n paar goed waarvan ons nie mag vergeet nie. In daardie tyd het die Romeinse Ryk omtrent al die gebiede rondom die Middellandse See beheer. Europa, Noord-Afrika, die Midde-Ooste. So word daar soms na die Middellandse See gedurende daardie tydperk as 'n Romeinse dam verwys. Romeinse beheer oor hierdie uitgebreide streek tydens die 1ste eeu het veroorsaak dat daar politiese stabiliteit was. Hulle was dikwels wreed en hulle het met 'n ysterhand regeer, maar oor die algemeen was daar vrede. Die opstande wat daar wel was, soos die Joodse opstand van 66 tot 70 na Christus, waarin Jerusalem en die tweede tempel verwoes is, was in die algemeen langdurig of wyd verspreid nie. Daarmee saam met Alexander die Grote, 'n paar eeue van tevore reeds Grieks as 'n internasionale taal gevestig. Daar was 'n klomp verskillende bekende tale, maar byna almal het Grieks minstens as tweede taal gepraat en verstaan. Ons moet dit vir 'n oomblik waardeer. Die ander groot taal van die tyd was Latyn, wat 'n administratiewe taal was. Teenoor Latyn was antieke Grieks die taal van filosofie en teologie. Grieks was dus 'n taal wat sy woordeskat spesifiek goed ontwikkel was vir die verspreiding van groot idees oor geloof. En dit was die taal wat almal oral verstaan het. Onder leiding van keiser Augustus en sy opvolgers het die Romeine alles moontlik verower. Oral waar die Romeinse weermag gegaan het, het hulle die Romeinse beskawing in 'n meerder of 'n mindere mate gevestig. En dit beteken dat daar 'n weermag administrateurs en ingenieurs in hulle voetspore gevolg het. Hulle het stede en paaie gebou en lang reise oor see of land moontlik gemaak. Nog 'n belangrike deel van die prentjie was die algemene onvergenoegdheid met die aanbidding van hul velerlei magtelose gode. Ja, daar was nog gereeld offers aan die gode gebring, maar die mense op grondvlak was onvergenoegd met die leë, sinnelose godsdienste van hulle tyd. En die gevolg was dat baie hulle by die Jode aangesluit het. Dis dit dat ons lees dat Paulus gereeld Jode en Jodegenote of godsdienstige Grieke by die sinagoges aangetref het. Die gevolg was dat daar 'n eienaardige verdraagsaamheid en fascinasie teenoor onbekende godsdienste was. En dat ons in Athene byvoorbeeld hoor van 'n altaar aan 'n onbekende god waarvan Paulus praat. Sit 'n mens al die inligting wat ons nou het bymekaar, dan begryp jy skielik dat Klein-Asië ideaal geleef was om as God se wegspringblok te dien om uiteindelik die hele wêreld te bereik. Ons kan dus sien dat God die bekende wêreld op 'n besondere wyse voorberei het. Goeie paaie, 'n gemeenskaplike taal, 'n relatiewe vrede, maar ook met 'n soeke na godsdienstige substansie en 'n relatiewe verdraagsaamheid teenoor vreemde godsdienste.
Ons kan sien hoe God Klein-Asië met 'n netwerk van Joodse gemeenskappe en sinagoges op 'n besondere manier voorberei het, sodat die Christelike geloof vinnig en maklik ingang sou vind. Van daar af sou die res van die wêreld bereik kon word. As ook nog 'n laaste aspek wat ons moet raak sien, en dit is dat God in sy wysheid nie net die bekende wêreld so georiënteer het dat die evangelie daarvandaan kon versprei nie, maar hy het ook in sy wysheid die dryfkrag vir hierdie proses voorsien. Met Pinksterdag in Handelinge 2 sien ons hoe dat God die nuwe Israel amptelik byeengeroep het, soortgelyk aan wat hy in Eksodus 19 gedoen het, toe hy die ou Israel amptelik byeengeroep het. Tog moet ons ook onthou dat dit met die fees van die eerste vrugte of die Pinksterfees was. Dit wat daar gebeur het, was dus maar net die begin. Kyk ons hoe die koninkryk van die hemele deur die eeue heen sy grense verskuif het, weet ons dat hierdie groot beginsel waar is. Ons moet onthou dat ons hier nie met 'n groot masjien te maak het nie, maar met mense, regte mense. Mense met sondige begeertes, mense met dryfveer en ambisie, mense wat nood en pyn beleef en wat antwoorde soek. En die Here het dit nie buite rekening gelaat nie. Trouwens, hy het dit juist ten goeie gebruik. Hoewel hy 'n omgewing bewerk het waar idees vinnig versprei, wou hy nie dat sy kerk net op een plek gevestig raak nie, maar verder oor die kontinent van Asië versprei. Kort na die kruisiging van die Here Jesus Christus word die diaken Stefanus gestenig. Dit was die begin van 'n groot vervolging. Ons lees daarvan in Handelinge 8. Die apostel Paulus het dit destyds goedgekeur. Nou daardie vervolging het tot gevolg gehad dat baie gelowiges uit Jerusalem uitgevlug het. En soos die Here Jesus Christus se opdrag aan hulle was om die evangelie uit te dra buite Jerusalem, buite Judea, Samaria tot aan die uiterstes van die aarde, so het die evangelie toe ook verder versprei. After the crucifixion of Jesus Christ, the followers of Jesus Christ and apostles were persecuted. Out of these 12, apostles, big majority of them came to Asia Minor. Asia Minor is today's Turkey. Most of the early Christians and apostles, including Mary, physical mother of Jesus Christ, they came to Asia Minor, Turkey. First they came to Antioch, from Jerusalem to Antiochia, and from there Christians start moving, and between Cappadocia and Antiochia, the only natural pass is a gate, which is called Cilician Gate. So early Christians and apostles, they went up there, like Paul, like Barnabas, They came up to Cappadocia. When they came to Cappadocia, they realized that Cappadocia was a wonderful natural place for them to hide from the Roman persecutions. That's why they settled. Starting from the beginning of the 2nd century, Cappadocia became a very important early Christian study center. Tog was daar selfs in Klein-Asië dikwels nie rus vir hulle siele nie. Die 7 briewe in Openbaring aan die 7 gemeentes van Klein-Asië bevestig dit. Dit was ook nie so bestem nie. Dit was juis lyding en beproewing wat gemaak het dat hulle met die oog op die hemel of gesterf of die stukke van hulle lewe bymekaar gekrap en aanbeweeg het. Ons as gelowiges het 'n baie beperkte perspektief op die gebeure van ons eie tyd. Ek dink aan die disippels daar in Markus 4 waar hulle teen die storm op die see van Galilea worstel, terwyl Jesus agter op die kussing aan die slaap is. Soos hulle wil ons hom ook dikwels konfronteer met die vraag: Meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Dit is eers as ons in die verlede terugkyk, dat ons sien hoe God die geskiedenis uitbuitel om sy heerlikheid en sy liefde aan die mens tentoon te stel. Selfs dan word ons perspektief beperk deur die nevels van tyd wat die verlede dof maak. Tog kan ons genoeg sien dat die woorde wat die Here deur Jesaja 43 gesê het, werklik waar is. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie.
want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. Die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy koslik is in my oë, hoog geag is en ek jou liefhet. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie. Want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde, gee. En aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, Wat ek geskaap het tot my eer. Wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. In die volgende episode gaan ons kyk na die kultuur en die leefwêreld van die omgewing. Ons gaan op 'n reis deur die wêreld van die vroeë Christelike kerk. Ontdek die invloed van die sinagoges, die uitdagings wat die vroeë Christene in die gesig gestaar het en die rol van markpleine, boukuns, skryfkuns, pottebakkery, landbou, tekstielbedryf, die juweliersbedryf en wat 'n rol het gespeel het in die verkondiging van die evangelie. Bewonder die vaste fondamente wat deur die eeue gelei het tot die verspreiding en die impak van ons Christelike geloof.